Daar was eenmaal 'n liewe ou man met die naam Geppetto. Hy het in 'n klein huisie saam met sy goudvisie Cleo en sy kat Figaro gewoon. 'n Ander vriend, Jiminy Crick, het ook in die huis gewoon. Geppetto kon wonderlike dinge van hout maak. Eendag het hy 'n houtpop gemaak wat net soos 'n seentjie gelyk het. Hy het die houtpop Pinocchio genoem. Ek wens Pinocchio was 'n regte seun, sê hy. Dit sal lekker wees om 'n seun te hê. 'n Goeie fee het Geppetto se wens gehoor. In daardie nag, toe almal slaap, het sy na sy huis toe gekom. Sy het met haar towerstaf aan Pinocchio geraak. Skielik het die klein houtpoppie begin lewe. En wat het Pinocchio heel eers gedoen? Hy het probeer om Cleo uit die visbak te haal. Nee, Pinocchio, waarsku Jiminy Crick, sit daardie vis dadelik terug. Die lawaai het Geppetto wakker gemaak. Hy kon sy oë nie glo nie. Daar was sy houtpop besig om te sing en te dans. Die ou man was so gelukkig dat hy Pinocchio vasgedruk het. My seun, sê hy, my eie klein houtseentjie. Geppetto wou Pinocchio ontbyt maak, maar daar was niks om te eet nie. Laat ek gou gaan kos koop, pa, sê Pinocchio. Liewe land, maar jy is 'n soet seun, sê Geppetto. Die ou man gee vir Pinocchio geld en 'n lysie goed wat hy moet koop. Jiminy Crick was nie so seker dat Pinocchio so 'n soet seun was nie. Ek sal hom net volg en kyk wat gebeur, sê hy vir homself. Pinocchio stap opgewek in die straat af. Hy glimlag vir almal. Almal glimlag vir hom. Dit is pret om alleen in die wye wêreld te wees. 'n Seun met die naam Kersiepit is ook alleen buite. Kersiepit is nie 'n soet seun nie. Hy vertel stories wat nie waar is nie. Hy steel selfs. Toe Kersiepit vir Pinocchio sien, sê hy, aha, ek is seker ek kan daardie houtpoppie fop. Hallo ou maat, sê Kersiepit vriendelik. Wat het jy daar? Geld, sê Pinocchio. Ek gaan kos koop. Hoekom koop jy nie lekkers nie? Vra Kersiepit. Dit smaak mos lekkerder. Nee, Pinocchio, moenie na hom luister nie, roep Jiminy Crick. Maar Pinocchio wil nie hoor nie. Hy volg Kersiepit na die lekkergoedwinkel toe. Waar het jy soveel geld gekry? Vra die dame in die lekkergoedwinkel. My pa het vir my gegee, sê Pinocchio. Om lekkers te koop? Vra die dame. Ja, om lekkers te koop. Dit was nie waar nie, en skielik begin Pinocchio se neus langer word. Hy hardloop so vinnig as wat hy kan met sy lekkers by die winkel uit. Laat ek die sakkie vashou, stel Kersiepit voor. Dit sal veiliger wees by my. Ek is groter. Pinocchio gee vir hom 'n sak lekker goed. Tot sy verbasing gryp Kersiepit dit en hardloop weg. Dit was die einde van die lekker goed. Wat het gebeur? Vra Jiminy. Waar is jou pa se geld? Ek het dit verloor, sê Pinocchio. En dadelik word sy neus nog langer. Jy het nie die geld verloor nie, sê Jiminy. Jy het lekker goed daarmee gekoop. Wel, vat ten minste dit wat jy oor het en koop 'n bietjie kos vir Geppetto. Terwyl hy huis toe stap, hou Pinocchio die sakkie kos voor sy gesig. Hy wil nie hê iemand moet sy lang neus sien nie. 'n Skelm jakkals en 'n maar honger kat kruip onder 'n brug weg. Kyk na daardie klein houtpoppie, sê die hongerkat. Hy het 'n sak vol kos. Hallo vriendelike kerel, sê die jakkals. Jy lyk net soos die soort seun wat dalk 'n poppespel sal wil sien. 'n Poppespel? Roep Pinocchio uit. O ja, ek wil baie graag, maar hoe sal ek dit regkry?
Ek het vir jou 'n kaartjie, sê die jakkals. As jy vir ons jou kos gee, sal ek vir jou my kaartjie gee. Dit is mos jou sak vol kos, nie waar nie? O ja, sê Pinocchio. Nog 'n leuen, en sy neus word nog langer. Maar hy gee nie om nie, hy het sy kaartjie. 'n Tou mense staan en wag om by die poppespel in te kom. Hulle is kwaad vir Pinocchio toe hy met sy lang neus aan hulle stamp. Moet liewer nie nog leuns vertel nie, sê Jiminy Crick. Jou neus is reeds te lank vir so 'n klein poppie soos jy. Staan nader, roep die man wat by die kaartjiestalletjie staan. Pinocchio staan nader, en hy gee vir die man sy kaartjie. Dis nie 'n kaartjie nie, sê die man. Dis net 'n stuk papier. Draai maar om, seentjie, en vat jou lang neus saam met jou. Arme Pinocchio. Hy het geen geld, geen kos en geen kaartjie nie. Hy sit op 'n kartondoos en begin huil. Net toe loer 'n man by die tent uit. Die man is Stromboli, die poppemeester. My vader, sê Stromboli, 'n houtpop sonder enige toutjies? Kan jy iets anders doen as huil, klein houtpop? Ek kan dans en sing, sê Pinocchio. Wys my, sê Stromboli. En Pinocchio dans en sing en hy maak waawiele, hy staan selfs op sy kop. Toe wys Stromboli sy houtpoppe vir Pinocchio. Hy trek hulle toutjies en die poppe skop met hulle voete. Jy het geen toue nodig nie, sê Stromboli. Kom saam met ons, jy sal die ster van ons vertoning wees. Moenie luister nie, Pinocchio, gaan huis toe na Geppetto toe, sê Jiminy. Maar Pinocchio wil nie huis toe gaan nie. Hy wil 'n ster wees. Die vertoning begin en Pinocchio dans. Kyk, geen toutjies nie, roep hy uit. Almal juig hom toe. Maar die ander poppe het wel toutjies, en Pinocchio se lang neus raak vasgevang in die toutjies. Hy val op die grond en almal begin lag. Skielik is Pinocchio baie ongelukkig. Hy hou nie daarvan dat die mense hom uitlag nie. Ek is glad nie so 'n groot ster nie, sê hy. Ek wil huis toe gaan, na Geppetto toe. O nee, jy gaan nie huis toe nie, sê Stromboli. Jy behoort nou aan my. Hierdie voëlhok sal jou huis wees, my klein langneus vriendjie. Help, roep Pinocchio van agter die tralies. Ek wil uitkom. Maar die houtpoppe kan hom nie help nie. Hulle kan net beweeg as iemand hulle toue trek. Jiminy kan ook nie help nie. Hy is te klein. Maar hy kan gaan hulp soek. Jiminy hardloop gou na Geppetto se huis toe. Geppetto, roep hy. Jy moet Pinocchio kom red. Stromboli die poppemeester het hom in 'n hok toegesluit. My arme klein Pinocchio in 'n hok? Vra Geppetto. Kan dit waar wees? Die ou man volg Jiminy by die donker straat af. Hy dra 'n lantern in sy een hand. Hulle kry Pinocchio in sy hok, in Stromboli se tent. Moenie bang wees nie, my seun, sê Geppetto. Ek sal jou help. En hy maak die hok oop en lig Pinocchio uit. Met eens kom Stromboli om die draai. Dief, skree hy. Dit is my houtpop. Hardloop, Pinocchio, skree Geppetto. En Pinocchio hardloop en Geppetto hardloop ook. Maar die ou man sien nie die oop kus nie. Hy val met 'n slag daarin. Aha, nou het ek jou, skree Stromboli in 'n vreeslike stem. Ek sal jou red, papa, roep Pinocchio uit. En blitsvinnig klim hy by die leer op na die plek waar al die poppe hang.
Pinocchio laat val die poppe, toue en al, bo op Stromboli. Die poppemeester kan nie beweeg nie, en Geppetto is veilig. My goeie, dapper Pinocchio, sê Geppetto, en hy omhels sy seentjie. So vinnig as wat hulle kan, vlug Geppetto, Pinocchio en Jiminy terug huis toe. Toe hulle veilig tuis is, kyk Geppetto van naderby na Pinocchio. Wat het met jou neus gebeur? Vra hy. Vertel nou vir hom die waarheid, sê Jiminy. Hierdie keer praat Pinocchio die waarheid, en hy vertel vir Geppetto van alles, net soos dit gebeur het. En terwyl hy praat, word sy neus korter en korter. Uiteindelik is dit net soos Geppetto dit oorspronklik gemaak het. Nooit weer, besluit hy, sal hy 'n leuen vertel nie. Fluit, fluit, my storie is uit.